Kitskosse is oorlopends toegelaai met verfynde suiker en vele ongesonde kunsmatige bymiddels. Kom ons kyk net in 'n kort agtergrond hiernatoe. Smaak word wêreldwyd in laboratoriums, selfs op YouTube gewys. Daar kan jy sien hoe video's, hoe mense die produkte toets met proefkandidate. Dat word oor en oor getoets en word oor en gemanipuleer en mee gespeel om die reaksie op kleur, voorkoms, reuke en smaak en daarmee ook besluitneming van die brein te beïnvloed met wat aan hulle aangebied word. Maar hierdie mense is baie slimmer. Naas voedselwetenskaplikes, hierdie voedselvervaardigers, het hulle psigoanaliste en 'n verskeie groep van menslike gedragsspesialiste. Hulle ontwikkel hierdie produkte met uiters bekwame psigoanaliste wat die mens se brein en gedrag en reaksie deeglik ontleed wanneer 'n persoon 'n produk inneem. Produk moet nie net aantreklik lyk vir die brein se oordeel nie. Dit moet die persoon oortuig om die produkte wil gebruik en aan te hou gebruik en te glo dat dit vir hom goed is. Psigoanaliste weet dat die mens iewerste in sy DNA oerinstinkte het in 'n onderdrukte grotmentaliteit om meer te eet as wat nodig is ter wille van oorlewing. Die verbruiker het die neiging wanneer hierdie goed in hom posgevat het om nog en nog te wil hê. Hierdie neiging van die mens om nog en nog te wil hê word subtiel in produkte wat aangebied word ontsluit met voorkoms, kunsmatig versterkte geure, kleure en geure, die neurotransmitters in die brein te stimuleer en gunstig te beoordeel. As lekker net nie so lekker was nie, was daar baie minder moeilikheid in hierdie lewe. Suiker is een so produk en dit is ooruit bekend. Suiker het 'n baie kortstondige goedvoelreaksie in die menslike liggaam. Almal weet dit, wyd gepubliseer, almal sê dit ook. Ek het nou lus vir 'n lekkertjie of 'n stukkie sjokolade of 'n koeldrankie of ek het lus vir dit of ek het lus vir dat. Dit is waarom soveel produkte op die rakke is wat gelaai is met verfynde suiker om dit lekker en smaaklik te maak en onmiddellik 'n goed voelervaring te gee. Die vraag wat by die voedselvervaardigers tel is, watter produkte kan nog bykom en in watter aantreklike vorm en kleur en geur en watter kombinasies van hierdie kunsmatige produkte sal die goedvoelhormone van die brein stimuleer. Die doelwitte van moderne kosse is wyd gepubliseer en dit is baie bekend, om die brein afhanklik te kry, luste aan te wakker om met sekere smake, reuke en geure, dat die verbruiker dit wil inneem en dit wil sien en daaraan wil blootgestel word en nie omgee of dit kos of voeding is nie. Hierdie produkte se doel, soos genoem, gaan oor omset wins. Dit is gelaai met karikature, winskoopiebeloftes, spesiale aanbiedinge, pryse om te wen, vrolikheid. Als vir die brein, als vir die kind se brein, als vir die kind se persepsie, als in die geloof dat hierdie produk wonderlik is. Kom ons praat oor moderne biltonge. Kyk gerus na hoeveel bymiddels en preserveermiddels is in vandag se biltong. Hoekom? Dit word gewoonlik verklaar in die speserymengsels. Dis maklik, sodat 'n vlieg nie daar in eiers kan lê nie, 'n vlieglarwe nie in die biltong kan ontwikkel nie, dat die produk nie met bakterieë en swamme wat in die lug voorkom, 'n vrot reuk moet ontwikkel nie, en dat gisse en swamme nie daarin plek kry om te bly nie. Dit moenie die verbruiker se oog en oordeel op en sy persepsie op enige manier nadelig beïnvloed nie, want dan gaan hy dit nie koop nie. Wat breek kos en voedsel in die mens se spysverteringsstelsel af? Ensieme en probiotiese bakterieë, ook gisse. Natuurlike verteringsensieme en ander biologiese produkte kan moderne biltonge ongelukkig nie in die darm afbreek nie. Daar is net een uitweg. Dit moet kolon toe waar dit met bakterieë moet uitvrot. Hierdie verrotting in die kolon veroorsaak inflammasie. En hierdie inflammasie is een van die faktore wat kolonkanker en ander kolonverwante siektes ontwikkel.
Produkte wat nie deur die natuur se elemente afgebreek word nie. Met ander woorde, goggas en natuurlike biotiese elemente soos swamme en gisse kan ook nie in die mens of sy troeteldier se spysvertering afgebreek word nie, want dit is gelaai met preserveermiddels. Dit kan nie eers deur maagsuur na behore opgebreek word nie. Dit moet vrot om deur die darmes in die liggaam uitgeskei te word, en waar dit plaasvind is inflammasie, en as hierdie inflammasie kronies word, word dit kanker en ander verwante siektes. EcoHealth se blog, hoop ek wil mense meer lees. Alle siektes in die menslike liggaam, of kos sê dan 95% van die siektes in die menslike liggaam, begin met inflammasie en produkte wat inflammasie in die spysverteringskanaal veroorsaak. Daar is spotgooi oor inflammasie en daar skrywes oor dit. Dit sal wys wees om dit weer te lees. Hierdie voorkoms kom in allerhande moderne kosse voor. Vele moderne produkte wat gewoon bedrog is van smaak, soos aardappelskyfies, kitskosse en souse se unieke soute wat deur TV-persoonlikhede bemark word as die nommer 1 produk. Hoenderprodukte, hamburgers, pizzas en natuurlik hierdie energiedrankies wat in blikke voorkom. Die persepsie word deur reuke en smaak se geskep dat dit baie lekker is. En die aanbieding maak die mens glo, omdat dit smaaklik is, dit is gesond vir die persoon. Dit is die fokus en indrukke wat die brein die mens moet wys maak en wat die neurotransmitters in hierdie produkte die liggaam moet laat ervaar wanneer jy hierdie produkte gebruik, wanneer jy dit eet of drink en of aan jou vel smeer. Onbewustelik begin die gebruiker se neurotransmitters in die brein en die liggaam die produkte in al hulle fasette akkommodeer as lekker, as lig, smaaklik en in wese vriendelik en onskadelik, ongeag die inhoudelike van hierdie produk. En dit is wat 'n produk se verkope laat slaag.